Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons rink. Ek in die week weer van 'n rolprent wat ek jare terug gesien het. Die rolprent se naam is Babette's Feast. Dit is 'n rolprent wat in Denemarke afspeel en handel oor hierdie twee ou jong nooiens wat in erge konservatisme leef en baie bang is om eintlik iets te doen wat te lekker is en wat dalk sonde kan wees. Hulle kleredrag is grys en neutrale klere sodat dit nie uitdagend is nie. Maar daarmee saam ontmoet hulle ook niemand, maar tog diep in hulle het hulle die behoefte om te leef en liefgehet te word. Maar 'n mens sien die tragiese van hierdie geloof dat 'n mens se geestelike lewe aangetast gaan word as jy iets begin geniet. En dan verskyn Babette op die toneel. Babette is hier die Franse chef, maar niemand weet sy is hier 'n chef nie. En sy bied dan aan om vir hulle en van hulle vriende hierdie besondere feesmaal voor te berei. En vir baie mense is hierdie rolprent dan lank en uitgereik, maar 'n groot deel van die rolprent gaan dan spesifiek oor hoe die kos voorberei word. En word dit eintlik baie sensueel en genotvol uitgebeeld. Iemand skryf ergens dat each tiny contact between the people at the table become a rich, sacred experience. En is daar amper iets baie sterk geestelik aan hierdie sekulêre aksie. En ek dink wat die rolprent so besonder vir my gemaak het, is dat dit daardie gordyn wat ons baie keer opsit tussen die wêreldse, die sekulêre en die geestelike weggeskei word en 'n mens net verwonderd staan oor dat Skepper en skepping baie nader aan ons kom in die alledaagse van die lewe. En dan onthou mense ook, en veral in hierdie tyd waar ons beleef amper 'n oorleef geword het, soos ons ook die laaste tyd oor gepraat het, en waar ons nie meer net die klein wonderwerke van elke dag geniet nie. Is dit ook belangrik om weer te onthou, maar Christus het juis gekom in die romslomp van elke dag. En eintlik so verskuil gekom dat baie mense en die godsdienstige skrifgeleerders van daai tyd hom nie eers herken het nie. En ek dink ons moet ophou om God te verban na 'n stukkie op 'n Sondag in 'n Bybelstudie of by mekaar kom hier en daar, maar dat elke lewenssekonde sy DNA bevat. Waar ek ook al is, kan ek die lewe geniet as 'n gawe uit sy hand. As ek eet, as ek ontspan, as ek in die natuur kom, as ek net in verhouding staan met iemand, ergens grappie geniet. Ons mag in elke aspek van die lewe, mag ons hom sien en mag ons hom geniet. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Hakie Shrink. Jy kan vir my skryf by eugenekemp@me.com en welkom my te kontak vir berading, ondersteuning 082 3723 494.